Waarvoor is jy bekend? Wat sê mense van jou? Kan hulle sê, ja, dis iemand wat die stem van die Here ken, dis iemand wat luister vir die Here, dis iemand wat getrou is iemand wat die kruis van Jesus dra. Ons die week gepraat oor Simeon van Cyrene, wat gedwing is om die kruis van Jesus te dra. Maar weet jy wat baie belangrik is, wat jy moet besef, dat Simeon was deel van die plan van God. Nou kom ek lees vir jou 'n skrif, weer uit die boodskap vertaling uit, Lukas 22, toe Jesus in Getsemane was. Nou bid Jesus daar. Hy sê, daar het hy op sy knieë neergeval en begin bid. My Vader, kan U nie asseblief U planne verander, sodat ek nie meer die pad wat vir my voorlê, hoef te loop nie? Is daar nie dalk 'n ander uitweg nie? Maar ek probeer nie nou myself allerhande planne maak nie. Maak U die planne, ek val daarby in. En dan lees ons, terwyl Jesus nog bid, het 'n engel daar na hom toe gekom om hom krag te gee vir alles wat op hom wag. Is dit nie mooi nie? Dat Jesus bid en sê, Vader, help my. En dan stuur Jesus hom 'n engel om hom te versterk op alles, om hom krag te gee vir dit wat wag. Nou ek dink, daaroor kan nou baie praat, maar ek dink nou daaraan, ek dink een van die groot dinge was, dat hy moes stil bly. En hy het stil gebly voor Pilatus, toe hom slaan het hy niks gesê nie, niks gedoen nie. 'n Krag gehad, fisies, om hierdie ding deur te gaan, om op Golgotha te sterf. So, nou word hy gemartel, en op pad na Golgotha, sak hy duidelik in mekaar, hy kan nie verder gaan nie. Dink 'n oomblik daaraan, God kan nie engel stuur nie. As die Here nou 'n engel stuur, om Jesus te help, is dit chaos. Dit sal absolute chaos wees, en almal sal dood neerslaan, weghardloop, as 'n engel verskyn. Dink net, as daar nou by jou werk 'n ding gebeur, en nou moet God 'n engel stuur om in te gryp om te help, dan is dit totale chaos. Maar wat doen die Here? Die Here gebruik 'n man, wat bietjie nuuskierig is, en hy kom nader, en die soldate gryp hom en sê, jy dra die kruis, Simon. Jy dra die kruis. Nou interessant, Markus kom, dan sê hy, Simon, die vader van Alexander en Rufus. Want Markus is die eerste evangelie, so die hele kerk het geweet wie dit is. Dink 'n oomblik daar, almal sê, jou pa die kruis gedra. Paulus, wat nooit Jesus geken het nie, in Romeine 16, dan sê hy, groete vir Rufus, wat my so gehelp het, wat dalk oor Jesus gepraat het, en al wat Jesus gepraat het, dit wat Jesus gedoen het. Dink net 'n oomblik daaraan, dat Simon was die plan. Toe Jesus bid en sê, Here, gee my krag. Sê God, ek stuur 'n engel, maar gaan ook 'n man stuur, om jou kruis te help dra. Besef, 'n ding word baie keer op jou afgedwing, maar dis die plan van God. Ons verstaan dit nie, ons weet nie hoe dit werk nie, maar dis die plan van God. Ons verstaan nie hoe God werk nie, maar omdat ons nie alles ken en nie alles sien nie. Maar as jy net 'n oomblik nie jouself jammer kry nie, as jy nie 'n oomblik so, Here, hoekom moet ek dit doen nie? Net sien, maar ek is in die plan van God. God gebruik my om 'n invloed in ander se lewens te hê. En later was dit hierdie Rufus wat Paulus gehelp het. Jy doen dalk nou 'n ding, maar jou kinders sien dit raak. Jou kinders beleef dit. Jou kinders sien wat pa en ma doen, en dit verander hulle lewens, en hulle help die Here weer. Kan ek hierdie stelling maak? As jy nie die kruis gaan dra nie, gaan Christendom dalk doodgaan. Dink ek 'n oomblik, as Jesus moet sterf op pad Golgotha toe, wat dan? Dan het die belofte nie waar geword nie. As jy nie die kruis by die werk dra nie, gaan Christendom dalk doodgaan. As jy nie die kruis dra nie, gaan Christendom dalk doodgaan in jou gesin, in jou familie, in jou kleinkinders, omdat jy jouself nie wil verloor nie. Omdat jy sê, ek gaan my sin en my wil kry, wat ek wil hê, dit gaan ek kry. Dink 'n oomblik daaraan, as jy hierdie kruis optel, en jy dra dit, en loop die pad van die Here, kan ek vir jou bid, dat God jou krag gee, en dat jy besef, jy is in die plan van die Here. Kom ek bid vir jou. Vader, dankie. As ons kom en vra help, dan stuur jy 'n engel om ons te help, en U versterk ons, gee ons krag. En ek bid vir oggend, dat U elkeen van ons krag sal gee, bonatuurlike krag, om die kruis van Jesus te dra. Dankie dat U ons gebruik om in die plan van die Here te wees,
En dankie vir dit wat U doen in ons lewe. In U naam. Amen. Dankie dat jy luister. Jy's 'n great blessing.